voor ons gaan stil raak, sommige van u onthou hulle nog, broer Johan van Skalkwyk en suster Marinda van Skalkwyk, 'n vorige leraarspaar van ons. Marinda is gister oorlede. Ek het klaar vir hulle ons simpatie namens die gemeente ook oorgedra. As ons ook aan Johan en hulle familie in hierdie tye ook in ons gebede aan hulle sal dink. Kom ons raak stil voor die Here. Vanoggend se tema is hy bewaar my. Dis deel van die Pinksterreeks. En dan vra ons ook vir die Here, Here wys ook vir my daai plekke hoe U my bewaar en waar U my bewaar. En daarna sal ons intree lied, dan ook vioolspel en musikale toewydingsmoment wees. Daar's geleentheid om stil te raak en vir die Here te vra om met jou te praat vanoggend.
Paulus sê, psalmskrywer sê, mag wat ek doen, mag wat ek dink, en mag wat ek sê vir die Here aanneemlik wees. Mag die Here tevrede wees met ons lewe. En Paulus sê, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, aan hom behoort die heerlikheid vir altyd. En as ons na die Here toe gaan en ons bewaring by hom soek, dan kan ons nie anders as om al twee hierdie gedeeltes in ons harte op te roep en te bære nie. En daarom sê ons almal saam. Amen. En broer en suster, wat 'n voorreg is dit vir my om julle in die naam van die drie-enige God te groet vanoggend. Ontvang vanoggend God se liefde en sy genade, sy omgee en sy bewaring. En dit kom van God die Vader, die Seun, Jesus Christus, ons Verlosser, en God, die Heilige Gees. Ons sê almal saam, Amen. Ek gaan 'n paar gedeeltes lees vanoggend. Ek dink die deel wat jy kan oopmaak as jy die Bybel het, is Romeine 8. En dan kan jy maar net saam op die bord volg, vers 35. Vader, wat 'n voorreg is dit om by mekaar te kan wees vanoggend. Wat 'n voorreg is dit om as 'n geloofsfamilie mekaar te kan sien en met mekaar te kan gesels oor die dinge wat in ons lewe gebeur. Oor die dinge wat na in ons hart is, oor die dinge wat ons oor bekommerd is of die dinge waaroor ons bly is. Maar as ons die Bybel oopmaak en ons hanteer 'n tema hier in Pinkstertyd, U bewaar ons, dan wil ons ook vanoggend vir U sê, U ken elkeen van ons. U ken ons as ons daar in ons huis ingaan, ons maak vir ons koffie, wat in ons hart en in ons gemoed omgaan. As ons in die aand in die bed gaan lê, waarmee ons aan die slaap raak. As ons in die kar ry en ons sug, nie 'n sug van verligting nie, maar 'n sug van kommer. Wat is die dinge wat ons beswaard maak? Daarom, o Heilige Gees, U wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, ons kom vanoggend na U toe. So bid ek, Vader, dat U my sal inspireer, dat die woorde wat ek geskryf het, gedagtes wat ek van U ontvang het, dat U dit so sal draai, dat dit vir elkeen van ons waarde sal hê. Sodat wanneer ons hier sal uitgaan, ons aan U al die eer en die lof sal bring, dat elkeen van ons ten minste een boodskap sou gekry het, waardeur U vir ons sou troos, of waardeur U vir ons moed gee, of hoop gee, vir ons eie lewe. En daarom, Vader, o Heilige Gees, bid ek vir ons wat hier sit, wat die woord wil ontvang, dat U ons hart en ons gedagtes en ons emosie en ons verstand ontvanklik sal maak, om te hoor wat die Gees van God vir elkeen van ons wil sê, ongeag wat ons naam is. Praat met ons, Here. Praat deur die woord tot elkeen van ons. Ons bid hierdie dinge tot U in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. En God se kinders sê almal saam, Amen. Die eerste gedeelte is Psalm 23 wat ek by die kinders gelees het, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie, is vers 1 en dan vers 4. Selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. Selfs broer en suster, ons ken die Psalm, ons het hom geleer as kind, maar nog steeds is dit vandag baie belangrik. Ek sê altyd vir Avril, daar in die hospitaal, is dit nog steeds 'n Psalm wat 'n mens vir 'n pasiënt kan gee, vir 'n lidmaat kan gee,
want dit bly God se woord. Die ou vertaling van hierdie Psalm is net so kragtig. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, al gaan ek deur die dal van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en die staf, die vertroos my, die dal van doodskade weer. Julle onthou hom? Hoe het ons hom geleer? As jy deur die dal van doodskade weer gaan. Dan die teks Johannes 10 wat ek vir die kinders gesê het, waar Jesus amper verwys na Psalm 23. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat die Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal en niemand sal hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Dis die beeld wat ek vir die kinders geleer het. Van ons is veilig in die hande van die Vader. En dan die teks wat julle saam met my kan lees in julle Bybels. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom vir wie ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordig of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. 'n Fantastiese deel. Troosdeel. En dan hierdie teks in 2 Tessalonisense 3 vers 3 wat so al weggesteek is in die Bybel. Die Here is getrou. Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. Kort deeltjie, maar 'n kragtige deel. Ek ken hom, 'n broer en suster van 1986 af. Hy het gesê ek kan sy verhaal volgend gebruik. Ek ken hom baie goed, hy's my swaar. Hy's 'n gelowige, 'n saggeaarde, goeie mens. Hy's baie handig, die Here het hom die gawe gegee om sy hande te gebruik, om feitelik enige iets kon hy al gedoen het dit vir my gelyk. Hy's baie sportief. Hy het aan 5 Comrades maratonne deelgeneem, en ek het al gedink as hy daar, hoe hy dit reg gekry, die ouens praat van Polly Shores, ek weet nie eers waar dit is nie, of hy opdraandes en die afdraandes, maar hy het 5 van hulle deurgedruk, en toe het dit vir my gelyk, iewers het dit in die lewe vir hom bietjie vervelig geraak, en toe gaan ry 6 Cape Agusse, die Kaapse wind was nou nie vir hom te erg nie. Soos 'n ou wat sportief is, en daarna het hy begin skiet, hy het provinsiaal geskiet, hy het sy eie gewere gebou, soos 'n gewone jagter het hy patrone gelaai, handige ou, hy het gewerk aan die huis, op die leer op die dak geklim, enigiets, alles wat ek nie kan doen, want ek is nie baie handig nie, dit kon hy doen, sy naam is Wally. En toe eendag, toe doen hy weer wat hy altyd doen. Hy sit die leer teen die dak, teen die muur, en hy wil op die dak klim, en toe hy hom weer kon kry, hier in die middel van sy 60er jare, toe lê hy op sy rug. Hy sê, hy het nie baie sleg gevoel nie, maar 'n bietjie ongemaklik gevoel, en met verloop van tyd het hy gevoel sy rug geseer. En toe merk hulle op, by L5 rugwervel was daar skade, hy het 'n rugoperasie gehad, toe kom hy agter sy linkervoet raak al hoe swakker. En hy begin blackouts kry. En toe is daar 'n breinoperasie, en na die breinoperasie het hy nog steeds agtergekom, sy linkervoet raak al hoe swakker en swakker. Later het hy wat hulle noem 'n dropvoet gekry, met 'n kruk begin loop. En Everal het aangedring, kom na ons toe hier in Pretoria, want hier is meer spesialiste as wat daar Smarties in 'n Smartie boks is. Spesialiste in Bloemfontein het later gesê, ons kan nie agterkom presies wat is fout met jou nie. Eendag het hulle toe gekom, en ek sal dit baie goed onthou, ek sal dit nooit vergeet nie. Ek was daar besig in die huis,
as ek hom voorberei of wat ek ook al gedoen het, en ek onthou Avril het gesê, hulle is hier, Jorrie, kom help. En toe weet ek, nou moet ek moet gaan tasse dra. Toe ek omkom, toe sien ek maar sy skoonseun bestuur en nie hy soos gewoonlik nie. En toe het ek al klaar gevoel gekry van iets is nie reg nie. Ek het omgestap en die deur vir hom oopgemaak en vir hom gesê, hallo Swaar, hoe gaan dit? En hy het saggies gesê, sonder dat enige iemand van die ander dit kon hoor, het gaan nie goed nie. En ek het hom uitgehelp en vir hom aangehelp na die huis toe. Avril het gehelp om die rolstoel uit die kattebak uit te haal, wat ons hom toe mee gehelp het. Ek het hom tot in die televisiekamer, waar ons sit en kuier altyd gehelp, en hom in 'n stoel gesit en sy bagasie na die spaarkamer, waar die gaste altyd kuier gevat. Toe het ek in my studeerkamer gaan sit. Ek sal het nooit vergeet nie, want ek het toe 'n paar swaars wat nie gesond is nie, maar op daai oomblik, toe ek hom gesien het, was dit vir my skok. Ek moes eers tot verhaal kom. En terwyl ek so sit, hoor ek die roep vra, Jorrie, kom help. En ek is weer televisiekamer toe, en toe sê Avril vir my, hy kan nie in daai diepstoel sit nie, Wally kan nie in daai diepstoel sit nie, sit hom in die hoërstoel. Die diepstoel is te ongemaklik. Ek het hom opgehelp, ons help graag, en ons opgehelp, en hom op die hoërstoel gesit. Daai week is hy opgeneem by die Wilgers in die hospitaal vir toetse. Ek het hom die maandagoggend 6:00 hospitaal toe gevat. Terwyl ons hospitaal toe ry, het ons nie na mekaar gekyk nie, maar ons het diep gepraat. Ewe skielik sê hy vir my, Jorrie, jy weet, ek het hieroor opgelees. Waaroor Swaar? Oor wat ek makeer. Ek het gelees, ek het motorneuron siekte. En die fase waarin ek is, het ek nog 6 maande tot 3 jaar om te leef, het hy vir my gesê. En toe hy dit vir my sê, toe ruk het my. Is uit die veld uitgeslaan. En so ry ons na die Wilgers Hospitaal toe. Ek het gebid, ek sê, Here, wat op aarde moet ek nou doen? Dit is maklik om vir ander mense te help, om vir ander mense advies te gee, om vir ander mense te bid, maar nou raak dit aan my lyf. Terwyl ons so aangaan, het ek vir hom gesê, Swaar, onthou wat die Here vir ons leer. In alle tye bly ons in sy hand. Maak nie saak wat gebeur nie. En toe kom Psalm 23 weer by my op, want as ek in groot nood is, die ou vertaling waarmee ek groot geword het, al gaan ek deur die dal van doodskade, weet ek vir hom aangehaal, sal ek geen onheil vrees nie. Die stok en die staf, die vertroos my. Ons het mekaar nie weer in die oor gekyk, tot ons by die robot daar op die hoek van Simon Vermoten in Linwood gekom het nie. En net vir 'n wyle het ons vir mekaar in die oë gekyk, toe hom gedraai. En in daai oomblik is dit asof hy vir my met sy oë gesê het, jy weet, ek sou net nog 'n rukkie wou leef. Want my dogter se 4de kind word nou gebore. En ek sou hom nog net graag, hom of haar, nie toe geweet, nog net graag 'n bietjie wou sien. En dis asof ek in my hart, in my oë vir hom wou sê, ek weet dit, my Swaar. En dis asof hy vir my gesê het, jy weet dit, hierdie pad kan julle nie saam met my loop nie. Hierdie pad loop ek alleen. En dis asof ek vir hom gesê het, ek weet dit, my Swaar. En na die tyd is hy inderdaad gediagnoseer met motorneuron siekte. En hy skryf vir my die volgende.
Hy sê, my wêreld het gaan staan. Ek het gevoel asof ek onder 'n golf insak. Ek het gedink ek wil sy woorde vir julle lees. My wêreld het gaan staan. Ek het gevoel asof ek in 'n golf insak. Liewe broer en suster, bewaar die Here 'n mens as dit so gaan. Hoeveel van ons het nie ook al gevoel dat ons in situasies is waar die Here glad nie bewaar nie? Sien, ons leef in 'n tyd waar mense nie meer wil ly nie. Ons leef in 'n tyd waar mense voel God is afwesig in hulle lyding. En daarom dat daar al hoe meer en meer lande genade dood goedkeur. In Europa is 8 lande, in die wêreld 8 lande wettig genade dood. Gedeeltelike gewettiging 3 lande, en lande wat dit nou goedgekeur het, laat dit gewettig gaan word 2 lande. En dan bring dit my by die vraag, jou vraag en my vraag, waarmee ons so baie worstel. Wanneer ouers 'n kind aan die dood afstaan, of ouers na kinders kyk wat die pad byste raak en sê, maar bewaar God ons. Wanneer jy in 'n situasie is, wanneer alles wat vir jou sekuriteit gee, onder jou voete weggeneem is, jou gesondheid, of jou werk, wanneer jy dit verloor, verliese, wanneer jy ewe skielik besef, jy hoor nie meer, of jou geheue is besig om jou in die steek te laat, jou geheue gaan weg van jou af. Bewaar God jou dan nog. Ons het nou die dag die mooi getuienis of aangrypende getuienis van broer Johan by die eerste preek van hierdie reeks gehoor. Bewaar God jou dan nog. Wanneer mense by 'n graf staan van iemand wat deur die dood van hulle af weggeskeur is, of hoeveel roudiens het ons al in hierdie gebou gehad, waar mense huil en waar trane gestort is, bewaar God jou dan nou nog. En dan die vraag, broer en suster, waar is God dan? Wanneer ons in 'n gebroke werklikheid is. As ek na my swaar kyk, 'n gelowige, 'n goeie mens. Die vraag, Here, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? En op daai vraag, dink ek almal van julle het al daai vraag gevra. Here, hoekom gebeur slegte goed met my? En dikwels kry mense nie antwoorde op daai vraag nie. En dit is hier waar die katekismes inkom. Dis hier waar ons belydenis inkom. Waarmee ons al vir 3 Sondae besig is. Wat die vraag dan is, wat is my enigste troos in lewe en dood? En ons het nou al gehanteer dat ek met liggaam en siel in lewe en dood, nie aan myself nie, maar aan Jesus Christus behoort, hy is my verlosser. En nou vanoggend se tema is dan dat hy my so bewaar, dat sonder die wil van my Vader 'n haar van my kop sal val. God bewaar my, selfs al gee my gesondheid in. Selfs al is ek vandag in 'n rolstoel, is ek nog steeds in die hande van die Here. Bewaar die Here my nog steeds. Al het ek niks meer oor nie. Is ek nie onder die wet van die genade dood nie, maar onder die wet van God se bewaring vir 'n gelowige. En as ons na die Bybel kyk, dan sien ons dat die woorde dat God ons bewaar is 'n belofte in die Bybel. Dis nie net 'n belydenis wat ons kerkvaders neergeskryf het nie. Dis iets wat in die Bybel staan. Jesus het dit self gesê in Johannes 10, waar hy gesê het, ek gee hulle die ewige lewe. Hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Dan gaan dit oor redding. Maar dan sê hy, niemand sal hulle uit my hand uitruk nie, en daardeur ook nie siekte nie.
Hy sê, niemand sal hulle uit my Vader se hand uitruk nie. Die wat die Vader my gegee het, is die belangrikste van almal. God bewaar ons, broer en suster. Daarom moet ons hierdie ding verstaan van die dubbele skuld wat God oor ons vou, selfs al gaan dit sleg. Dat God ons nog steeds bewaar in die donkerste oomblik van ons lewe. Ons het nie 'n genadedoodwet nodig om ons te bewaar nie. Ons het die wet van die genade en die wet van God se bewaring nodig om ons te beskerm. 'n tweede baie belangrike ding wat ons in die Bybel leer, is hy beloof dat hy ons elke dag in ons elke doen en late in ons daaglikse lewe sal bewaar. Dit is wat daar staan in die Heidelbergse Katekismus, waarmee ons besig is, wat sê, dat sonder die wil van my Vader, geen haar van my kop sal val nie. Kan julle agterkom, dis oor praktiese goed wat hier staan, 'n haar van my kop. Hulle het dit nou maar so geskryf. Maar dis praktiese dinge, 'n haar is 'n lewensding, 'n eenvoudige ding, en eintlik kry hulle dit daar in Matteus 10 in die woorde van Jesus, waar Jesus sê, is 2 mossies nie vir 'n sent te koop nie, en tog sal nie een van hulle op die grond val, sonder die wil van die Vader nie. Is julle nie meer werd as voëls nie? Moet dan nie bang wees nie, julle is meer werd as voëls. Broer en suster, in die praktiese dinge van die lewe, ongeag wat met jou en met my gebeur, moet ons weet, dat niks gebeur buite God se wil nie. Die pad van lyding wat ons moet loop, of die pad van probleme wat ons stap, moet ons altyd weet, ons is nog steeds in die hande van die Here. Ons is nie buite sy wil nie. Elke dag tot dag tot dag, die asemhaling wat ons het in ons lewe, en tog is die Here daar, en weet hy dit. Dit is ons troos. Hierdie is 'n baie belangrike deel wat ons in Romeine 8 gelees het. Dat alles ten goeie sal uitwerk. Dit beteken nie, alles is vir ons lekker nie. Dit beteken nie, alles is goed nie. Bedoelende, elke ding wat oor jou pad kom, moet jy aanvaar, en op en af spring, en sê, dit is nou wonderlik. Dit beteken, op die lang termyn, sal alles goed wees. En nou moet ons mooi verstaan. En dan kan wel 2 gedeeltes aan wat dieselfde sê. Die een is die Ou Testament, ander die Nuwe Testament. Romeine is die een deel, hy sê, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hy geroep het. Ten goeie laat meewerk beteken tog nou, op die lang termyn sal God dit goed draai. Dis nou nie goed nie, maar dit sal goed word. En die gedagte wat ons daarvan kry, is die gedagte van Josef, wat as 'n slaaf verkoop is. Dan staan daar aan die einde, hy sê, dink aan Josef in die Ou Testament, wat aan sy broers kon sê, nadat hulle hom verkoop het, julle wou my as kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy wou 'n groot volk red. Hulle wou vir Josef kwaad aandoen, maar God het daai bose daad van hulle gebruik om die Israeliete te red. Soms gebeur slegte goed met ons, maar op die lang termyn kom goeie goed daaruit. Alles in die lewe, broer en suster, is nie lekker nie. Alles in die lewe is nie so dat ons op en af wil spring en wil jubel en juig en sê, wonderlik, prys die Here nie. Partykeer gebeur goed in ons lewe wat ons op ons knieë bring en ander kere op ons grond dwing, dat ons met ons liggaam, met ons hande oop wil lê en wil huil tot die Here en sê, Here, hoe lank nog? Dit gebeur met ons. Die Bybel sê, die pad eindig nie hier nie, die pad eindig daar. Nou moet ons verstaan, wat jy nou beleef, is nie die volle verhaal nie. Dit wat ten goeie is, kan soms na jou lewe wees.
soos in Josef se geval. Josef was al dood toe die volk terug is. Of dit kan buite jou gebeur met ander mense, as gevolg van die swaar kry wat jy het. Die getuienis van Christus gelowiges in probleme wat hulle het in God se bewaring, het vir ander mense waarde, wanneer ons luister oor die wonderlike pad wat die Here in hulle lewe loop van bewaring, en ons hou dit nie vir onsself soos 'n geheim nie, maar ons deel dit met mense. Dan is dit ten goeie, want ander mense word daardeur opgebou. En soms, broer en suster, weet ons eenvoudig net nie van die wonderlike effek van die ten goeie meewerk van die lyding wat ons het nie. Terwyl dit vir ons sleg is dit op 'n ander plek wat ons glad nie van weet nie. Goed, ten goeie. Maar ons weet nie daarvan nie. God is teenwoordig in my probleme. Hy bewaar my in my probleme. Hy bewaar my in my lyding. Die storie wat my, getuienis wat my swaar vir my geskryf het, sluit hy af met die volgende. Dit het my nogal geraak. Hy sê, ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en tyd volgehou. Ek ken daai teks, ken ek eintlik baie goed. Daai teks het my ouma vir my in my Bybeltjie gegee, wat sy vir my, eintlik my tweede Bybel, so swart leer, zip Bybel wat my ouma vir my gegee het. Dus daai teks het sy vir my geskryf. So ek ken daai teks baie goed. En ek dink, wow, iemand wat in probleme kan wees, en dit kan getuig. En toe gaan lees ek net weer daai teks, en toe sê daai teks die volgende. Paulus skryf, hy sê, Paulus is nou besig om sy dood ook tegemoet te gaan. Hy sê, ek word al reeds as 'n drankoffer uitgegiet, die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die wedloop afgelê. Ek het gelowig en tyd volgehou. Want ek is in die hande van die Here. God het my bewaar. Dis die getuienis van God se bewaring. God, broer en suster, se bewaring is nie die uitskakeling van ons probleme nie, maar is die vrede wat ons het wanneer ons probleme het. Filippense 4 vers 11 sê Paulus, ek het geleer om my in alle omstandighede, om tevrede te wees in alle omstandighede, dan skryf hy dit in die tronk. God se bewaring is dat ons lewe, jou en my lewe, is groter as ons probleme. My swaarse kleinseun is gebore, en hy is geregistreer, en hy sal gedoop word met dieselfde name as my swaar, Gerardus Jacobus. En eendag sal vir klein Gerardus Jacobus vertel word van sy oupa, wat marathonne gehardloop het, fiets gery het, wat 'n gelowige was, en wat nou ook in die hemel is. Sy lewe is langer as hier. En as klein Gerardus Johannes eendag die getuienis lees van sy oupa, dan sal dit vir hom wees, my oupa is 'n geloofsheld. Want hy het gelei, maar hy het getuig. Jou en my lewe is groter as ons lyding. En daarom is jou en my lewe groter, dat ons nie wetgewing nodig het om ons te bewaar van pyn nie. Want God is by ons in ons pyn. En daarom is God se bewaring nie 'n handbriek om die lyding te breek of te keer dat ons lyding nie. Maar God se bewaring is daar in elke dag. In die nood wat jy het môre, in die nood wat jy net nou het. Want daarin is ons betekenis
vir ander mense. Ons moet weer anders begin dink oor lyding. Lyding is om betekenis te kry vir ander mense, want God loop saam met ons die pad. Die wêreld dink oor lyding vir hulle self, daarom wil hulle dit eindig. As ons saam met God die pad loop van lyding en probleme, dan sien ons vir die eerste keer weer nie net vir my nie, maar ek sien vir God en ek sien die mense rondom my. Vir wie ek kan help. God is in my bewaring, in my probleme, en dit gaan baie dieper as die pyn wat ek beleef. Dit gaan baie verder as die beperkinge van jou en my lewe, ongeag wat ons inperk. Hierdie bewaring is bewaring, broer en suster, wat verstand nie kan verstaan nie. Wat mense wat nie Christus gelowiges is, glad nie kan huis toe vat nie. Maar net die Heilige Gees in ons harte kan bære. Vader, ons is aan die voete vanoggend met ons eie lewens, en daarom tree ek in vir elke broer en suster, en wil ek vir u vra, dat u ons sal optel en op die skoot sal neersit, en dat u ons sal styf vasdruk teen die bors. Dat u bewaring so sal wees, dat ons sal wegkyk van onsself, maar na die wêreld. En as die wêreld ons sal raak sien, wanneer die wêreld ons raak sien, hulle u sal sien. En dat ons nie sal skaam wees om vir die wêreld u te wys, wat vir ons betekenis gee, wanneer ons ly nie. Wanneer ons bekommerd is nie. In hierdie wêreld. Vader, daarom bid ek dat die elke broer en suster wat vanoggend hier is, of wat na hierdie boodskap luister, dat u hulle sal aanraak en dat u hulle sal troos en dat u ons sal inspireer om vir die wêreld te wys hoe groot en hoe vol liefde en hoe almagtig en hoe vol vrede en genade u is. En dat ons hier sal weggaan in boodskappers van u genade en u bewaring sal wees. Ek bid vir ons geloofsfamilie, vir ons gemeente. Ek bid vir my kollega broer Johan, vir suster Deline wat ook hierdie week daar by die Pinkster, by die aftreeoorde hou. Bid vir die voorsitter van die gemeente, van die dagbestuur, vir broer Johan Neveling, vir die gemeenteraad, Here. Bid vir elke broer en suster vanoggend hier teenwoordig, dat u ons sal seën. Vir almal wat bly is, Here, ons is dankbaar, ons is bly oor almal wat opgewonde is, maar daar is so baie van ons wat hartseer is, wat bekommerd is, wat geopereer is en geopereer gaan word, wat selfs hierdie week wat kom by 'n roudiens gaan staan, by oop graf, dat u saam met almal sal wees en almal sal lei, sal troos. Ons bid vir ons land, die politieke goed wat so de mekaar is. Ons wil net sê dankie Here dat ons weet dat ons in u hande veilig is, al is dinge volgens die wêreld de mekaar. En daarom bid ons vir Suid-Afrika. Ons bid vir die ongelooflike geweld daar in Gaza, in Oekraïne, en alle wêreld die hulle waar oorlog is. O Heilige Gees, u wat die vrede bring, Christus, u wat die vredemaker is, dat u vrede in hierdie wêreld sal bring. Baie dankie vir al die goedheid en al die liefde en al die genade. Ons bid hierdie goed tot u, in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. En God se kinders sê almal saam, Amen. Die Here sal jou seën en beskerm.
Die Here sal jou gebede verhoor, vir jou vrede gee. Die Here sal jou lei, en jou beskerm, en jou bewaar, van nou af en vir altyd. In die naam van God die Vader, die Seun, Jesus Christus, ons Verlosser, en God, die Heilige Gees. Ons sê almal saam, Amen.